We lay our crowns and worship. Oh, be lifted. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship Him. Oh, be lifted. Oh, be lifted above all other gods. Father, we lay our crowns and worship. Oh, yes, God, above all. Father, we lay our crowns. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted above all other gods. Lord, we lay our crowns and worship. Lord, glorious God. Father, we praise your name. Lord, we lay our crowns Praise the Lord. Amen. Kita sit vanavond groete in Jesus naam. Is wonderlik om op 'n maandag aand in die huis van die Here te wees. Yes, amen. Amen. Ons begin gewoonlik 'n konferensdienste soos hierdie op 'n Sondag aand. Maar ons het hierdie jare 'n sprong gevat en ons begin op 'n maandag aand.
Geef vir jouself 'n lekker hande klopie wat gekom het vanaand om hierdie reepsdienste se eerste aan by te woon. Amen. Ons het nog als 'n baie mooi opkoms. Yes, amen. Dit vir 'n maandag aan. Gee die Here nog so 'n prys. Glory to God. Pastor Karen het altyd gesê en hy sou vanaand weer gesê het. As dit by enige ander kerk was, dan was die kerk vanaand vol. Maar Maranatha het nou 'n groter oppervlakte, meer stoele, so hy sal nou nie so vol lyk. Maar ons is vanaand nog steeds baie opgewonde. Oh yes, amen. Om te sien is 'n hartklop en uw ondersteuning vanaand. Groete Pastor Adam, Halleluja. Pastor Letsie, Halleluja, glory to God, Apostel Regan vanaand, Amen. Reverend Neil Peterson aan die agterkant, en elke een wat vanaand gekom het, ons ouderlinge, en ons diakens, en elke een wat vanaand hier is. Glory to God, is ons gemeente se 37ste bestaandsjaar. Oh yes, amen. Amen. Sommige van ons het nog net ingeval. Sommige van ons is nou al die helfte van die bestaan hier, en sommige is hier van die begin af. Ja. Amen. Amen. Glory to God. En elkeen kan terugkyk op sy eie pad. Dis waar. Die pad waar langs die Here ingedra het saam met Maranatha. Dis waar. Amen. Of ons kan terugkyk op die pad waar langs die Here ons gedra het op ons lewenspad. Dis waar. Amen. Yes, amen. Is verseker heel wat mense vanaand hier wat nie lidmate is van Maranatha nie, maar hulle vier vanaand saam met ons 37ste bestaandsjaar. Oh yes, amen. Amen. So dit gaan nie op die lidmaat of nie lidmaat is nie. Het gaan vanaand oor die pad waar langs die Here ek en u gebring het. Ons almal se pad was nie ewe gelyk nie. Ons almal se pad was nie ewe glad nie. Ons almal se pad was nie ewe maklik nie. Maar halleluja, ons kan vanaand die duiwel in die oë kyk en sê, Ebenezer, tot hier toe het die Here ons gedra. Ons het baie dae gekry, ons het baie dae geval, ons is baie dae stukkend, maar dank die Here, hy het ons weer opgetel, aan mekaar gesit en die moed gegee om hierdie pad aan te doen. As die Here jou die krag gegee het, die sterkte gegee het, die moed gegee het om hierdie pad aan te doen, gee hom lof en prys en eer vanaand. Maar as dit nie vir die Here was, sou ons dit nie gemaak het. Halleluja. Hy maak of u maak. As miskien nie soos ander mense dit wil hê nie. Ja. Want anders sal nie vir jou hulle foute wys nie. Dis waar. Hulle gaan jou nie hulle skete wys en hulle vlekke wys nie. Maar hulle gaan vir jou hou by jou hoë standaard. En hulle gaan vir jou wil sê nie so nie, maar so. Maar dit maak nie saak hoe ons dit gemaak het, die belangrikste is ons het dit gemaak. Halleluja. Ek het Halleluja. vanaand met die deel uit die woord van die Here in Hebreërs hoofstuk 12. Ons gaan die eerste vers saam lees, maar ek wil baie meer konsentreer op die tweede vers. Ek gaan vir 'n onderwerp gebruik vanaand 'n nuwe hoofstuk. Iemand sê saam met my 'n nuwe hoofstuk. 'n Nuwe hoofstuk. 'n New chapter. Amen. Glory to God. Ek weet nie wie is almal boekwurms nie. Wie hou van lees nie. Yes, amen. Maar as 'n mens nou jou boek begin, dan kyk 'n mens maar sommer nie begin aan hoeveel hoofstukke is nie. Want jy vir jouself sien hoe interessanter gaan die boek raak. Sê dit vir iemand naby jou, my lewe is baie interessant. Glory to Jesus. Amen. Ek kan jou beloof, al gee jy nie so lekker om oor wat alles in jou lewe aangaan nie, daar's altyd mense wat loer. En kyk wat in jou lewe aangaan. Dis waar. Al post jy nie baie op Facebook nie, as mense wat gaan scroll deur jou profile en deur jou pictures van mense, stel baie belang wat in jou lewe aangaan. Al wanneer jy nie oor wie inkom en uitgaan by jou voordeur nie,
Die mense nog nie eens reggestop voor jou deur, jy gaan die gordyne oop, want as mense wat baie belang stel oor wat in u lewe aangaan. Ja. Amen, glory to God. As ons daar is, te ver. Amen. Hebreërs 12 vers 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doeth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, amen. Ek wil vanaand konsentreer op die gedeelte wat sê, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Jesus, the author and the finisher Yes. of our faith. Yes, Turn to amen. your neighbor and say a new chapter. It's a new chapter. Glory to God. Hallelujah. Jesus is the author of our lives. Hy Hallelujah. het jou lewensboek geskryf. Die Afrikaanse weergawe sê, Jesus die leidsman. Met ander woorde, hy lei ons lewe. Oh, yes. Hy gee ons leiding op ons pad. Hy gee vir ons leiding omdat hy weet waartoe is ons op pad. Yes, amen. Halleluja, hy weet waar is jou begin, maar hy weet ook waartoe is jou einde. That's waar. Die Here lei jou nie, hy weet nie waartoe hy jou gaan vat nie. Hy het goeie rigting, hy weet presies waartoe hy vir jou wil neem. As ek en u wat partykeers die pad duister raak, as ek en u wat partykeers afswaai en wegswaai, dis partykeers ek en u wat onnodiglik stil staan, maar die Here weet waartoe hy op pad is met ek en met u. Ons is nie altyd gehoorsaam aan die stem van die Here nie. Ons volg hom nie altyd soos ons moet volg nie, maar die Here weet waartoe hy op pad is met ek en u. As die Bybel vanaand vir jou wil sê, jy's nergens op pad nie, kom die Here vanaand weer en weer te sê, ek is die leidsman en die voleinder van jou geloof. I am the author and I am the finisher of your faith. Hallelujah. Hy het jou boek geskryf. Jy lees hom nog. Hy het hom klaar gelees. Yes, Hy amen. sê, voordat jy in jou moeder se skoot gevorm was, Yes, amen. het ek jou reeds geken. Hallelujah. Met ander woorde, voordat jou ma en jou pa nog vir jou 'n naam gegee het, Yes. het ek jou al klaar geken. Sê dan vir iemand naam jou, jy klaar 'n naam by die Here. Die klare naam by die Here. Jy klaar 'n naam by die Here. Daarom sê hy in Openbaring, hy sê ek gaan vir julle gee 'n nuwe naam. Nou daai naam is nie vir ek en vir u, maar daai naam bestaan al by hom. Nog voordat jy gevorm was in jou moeder skoot, sê ek jou by jou naam geken en hy is myne, sê die Here. As jy altyd almal wat glo dat jy behoort aan die Here nie, maar vanaand kom die Here vir iemand wat 'n paar jaar gelede, 'n maand gelede, 'n dag gelede sy hart vir die Here gegee het. Sodra jy 'n kommitment maak met die Here, dan is God ernstig rondom jou, want hy ken jou boek, hy het dit klaar gelees, hy weet waartoe jy veronderstel is om op pad te wees, hy ken jou einde, hy ken jou opstaan, hy ken jou sit, hy ken jou wandel. Daar is niks van jou wat die Here nie van weet nie. Hy ken jou goeie oomblikke, hy ken jou slegte oomblikke, hy ken jou goeie punte, hy ken jou swak punte. Hallelujah. Want hy het jou aan mekaar geweef, Amen. sê die Here. Hy het jou aan mekaar gesit.
Jesus. Sy kan almal flous. Maar sy kan nie God flous. Dis waar. Sy kan vir almal voorgee, Dis waar. maar sy kan nie vir God voorgee nie. Dis waar. As daar een persoon is met wie jy genuine moet wees, opreg moet wees, is met die Here. Amen. As jy in jou gebedskamer is jou beste oomblik om opreg te wees. Halleluja. Dis waar. Jy kan vir ander mense sê is alright, Yes. maar as jy weet is nie alright nie, dis die regte oomblik om vir die Here te sê, Here, dit is nie alright nie, want X, Y en Z is besig Yes. om met mekaar uit te val. Want ek kan vir vanaand verseker, as X, Y en Z besig is in jou lewe om met mekaar uit te val, dan weet ek die Here as dit staat op dit wat in jou lewe besig is om met mekaar uit te val, om het weer in mekaar te sit. Thank you, Lord Jesus. Saul daag op by die huis van Isaai, the house of Jesse. And we are introduced for the first time to a boy called David. But the first time that we are introduced to David, we are introduced to him as a forgotten child, but remembered by God. Oh, yes. Amen. Sometimes we are forgotten about by others, Yeah. but I can assure you tonight that you are remembered Oh, by yes. God. Hallelujah. Anderen kan jou vergeet het, Yes. maar die Here het jou nog nooit Oh, yes. vergeet nie. Amen. Want terwyl al die seuns van Isaai voor Samuel verbykom, Yes. toe Isaai skoon vergeet. Hy het nog 'n seun Dis waar. met die naam van David. Want nie een van die seuns wat hy aan Samuel voorstel, stel die Here in belang. Dis waar. God het iemand anders in gedagte, Yes. Amen. maar sy eie pa het vergeet van hom. Dis waar. Samuel moet hom herinner, maar sy was nog 'n seun. Dis waar. Hy sê, o ja, want dit is wat hy vra vir hom. Dis waar. Is daar dan nie nog een nie? Yes. Want as die Here my hier toe gestuur het, Oh, yes. en die wat jy hier gebring het, is die heilige wie die Here wil hê nie, Yes. dan moet daar nog een wees. Oh, yes. Maar samen, maar Isaai het skoon vergeet, Dis waar. maar ek het mos nog seun. Ja. Maar wat het gemaak dat hy vergeet? Hy het nog 'n seun. As maar hy nie gedink het dat die seun is die volgende koning Dis waar. van Israel. Oh, yes. Amen. Hy het nie gedink dat die seun wat in die veld is, Ja. besig om die skape op te pas, Yes. as die seun met wie die Here 'n plan het. Hallelujah. Jy sit vanaand langs my, miskien langs iemand, en jy dink nie, dis die persoon Yes. met wie die Here 'n plan het. As jy vanaand na jou kinders kyk, dan kan jy nie sien dat die Here 'n plan het met jou kind, met jou dogter, of met jou seun nie. Maar vanaand stuur die Here my hier, en hy laat kies om te hoor dat die Here het 'n plan met jou kinders, met jou kleinkinders, met jou en jou man. Die Here het 'n plan met jou huis, die Here het 'n plan met jou familie, die Here het 'n plan met waar jy jou tans bevind. Want waar jy nou is, God wil het gebruik om jou te elevate, na waar toe hy jou wil neem. Iemand gee die Here prys. Hallelujah. Hallelujah. Ons is nie altyd op 'n gunstige plek nie. Yes. En die Here laat dit toe dat ons sommige kere Ja. ons bevind op 'n ongunstige plek. Ja. So wanneer hy jou gaan vat na Yes. 'n gunstiger plek of stadium of seisoen in jou lewe, dat jy nie kan sê jy het gemaak om
jou eie kragte nie. As jy daar kom, dan moet jy sê, ek kan nie glo waar ek nou is nie. Maar as ek terugkijk, dan waar ek was, hoe dit met my gegaan het, wat ek bestuur maak, dan moet ek sê, as dit nie van die Here was nie, sou ek het nooit gemaakt. Hallelujah. Yes, amen. Jesus. So wanneer hy sê, ek het jou lewe geskryf, Oh, yes. dan weet hy, in jou lewe, Hallelujah. van jou swakhede. Ja. Toe hy jou lewe skryf, toe sien hy die tikken. Ja. Toe hy jou lewe skryf, toe sien hy die dwelmverslaafde kind. Dis waar. Toe hy jou lewe skryf, Yes. toe sien hy Yes. hoe steel jy die geld by die werk. Ja. Toe hy jou lewe skryf, toe sien hy Yes. hoe mos jy jou werk op. Dis waar. Toe hy jou lewe skryf, toe sien hy Yes. hoe mos jy jou huwelik op. Toe hy jou lewe skryf, toe sien hy, halleluja, die man wat jy gaan trou, was al klaar getrouwd. Jy is nie sy eerste vrou nie, maar jy is sy tweede vrou. Toe hy jou lewe skryf, toe sien hy, halleluja, hoe dat jou familie van jou lag. Toe hy jou lewe skryf, toe sien hy hoe stak vriende uit jou lewe uit. Die tyd toe jy hulle die nodigste het, toe hy jou lewe skryf, toe sien hy jou hoogtepunte, maar hy het ook jou laagtepunte. Hallelujah. Here ons bless you. Here ons bless you. Toe hy so skryf, die vrou by die put van Samaria, Oh. Yes. een man, sy worry, tweede man, sy hoor weer nie, derde man, sy hoor weer nie, Ja. vierde man, Ja. die vrou van die worry, toe sê die Here nie, vat die boek en skeer het op, en moet nie toelaat dat so'n vrou gebore word nie. Die Here het nie gestop toe die Here haar foute en haar vlekke gesien het nie. Toe skryf sy, nou skryf ek nog verder, en toe die Here verder skryf, toe stop die manne op nie. Toe kom hy met die 5de man, en hy kom met die 6de man, tot op die plek waar hy was, die man wat sy nou het, was ook nie jou man nie. Hy het nie opgehou skryf, tot voordat haar lewe nie verander het nie. Ek het nie op waar jy nou was nie, maar die Here het nie opgehou skryf nie. Die Here sal nie opgehou skryf, alvorens jou lewe nie verander nie. God het 'n plan vir jou lewe. He's the author, he is the finisher of your faith. He's gonna write until your life takes a turn for the good. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Jesse, Isaac, Yes. vergeet van Dawid, Yes. maar die Here onthou vir Dawid. Hallelujah. Vat dat iemand sy hand langs aan jou en sê die Here het jou onthou. Hallelujah. Van wherever jy jou vandaan bevind. Jy wil wegkry Adam. En jy wil wegkry Eva. Ja. Maar die Here sê moenie wegkry nie. Yes. Ek weet al klaar dat jy naak is. Dis waar. Moenie weggaan nie. Maar kom hierso, sodat ek jou kan aantrek. Ja. Want toe die tyd kom in die allerheiligste vertrek en sê, hoekom staan Joshua die hoogpriester dan nog? Hy moes mos nou al doodgemaak gewees het. Ja. Want hy is nie 'n rein mens nie. Hy is 'n vuil mens. Hy is 'n bevlekte mens. Hulle moet al sy lijk uitgetrek het. Die mense moet nie meer die klokkies gehoor het nie. Toe kom die engel van die Here en sê, die Here bestraf jou. Ons het hierdie een soos 'n brandhout uit die vuur geruk. Die Here is vandaan hier. Maak nie saak waar jy jou bevind in jou lewe nie. Maar hy is hier om jou te red. En wat die
vuren van die lewe jou brand. Maar hy sal jou bring in die vuren soos 'n brandhout. Iemand sê amen. Hallelujah. Hy sê trek uit sy klere. Yes. Trek uit sy stukkende skoene. Dis waar. Ons trek vir hom feesklere aan. Yes. Van wat God volgende in jou lewe gaan doen. Hallelujah. Gaan nodig hê dat jy dit moet celebrate. Jesus. Dit gaan nie 'n geringe ding wees nie. Jesus. Dit gaan 'n ding wees dat jy moet sê ek gooi 'n party. Yes. Dit gaan iets wees in jou lewe wat jy sê ek moet my hande lig en die Here prys vir wat God volgende in jou lewe gaan doen. Sy trek uit sy klere, maar trek vir hom of trek vir haar feesklere aan. Iemand sê feesklere. Hallelujah. Jesus. Amen. En die 37 jaar. Dat jy met Pastor Karen en Maranatha aankom. Jesus. Was die alle jare, Pastor Letsie, seepglad. Alles was nie net mooie jare. Dis waar. Hier was trane dan, hier was ongelukkigheid. Hier was 'n man wat op die preekstoel gestaan het. Hier was hierringe. Hier was 'n plek waar jy tyd waar jy vir jouself gevra het, moet ons nog aangaan met die bediening of moet ons vir ons 'n ander kerk kry? Is die pastoor nog op die regte pad of is die pastoor afgedwaal van die Here af? Want as die Here jou boek skryf, dan is alles net mooi verraai nie. Dis waar. Maar soos ek in die verlede gesê het, Pastor Karen het nie sy oë afgehaal van Jesus af nie. Oh yes, amen. Hy het sy oë gefestig gehou Jesus. op Jesus. Yes. Wanneer jy deur die storms gaan van jou lewe, is dit belangrik dat jy jou oë gefestig moet hou op Jesus. Oh yes, amen. Wanneer dinge nie uitwerk, is dit belangrik dat jy jou oë gefestig moet hou op Jesus. Dis waar. Wanneer diere toe gaan in jou lewe, is dit belangrik dat jy jou oë gefestig moet hou op Jesus. Oh yes, amen. Wanneer dit lyk, halleluja, glory to God, dinge val uit mekaar uit, is dit belangrik dat jy jou oë moet gefestig hou op Jesus. Al staan jy op 'n fynere rotte woning met die weer, dit is belangrik dat jy jou oë gefestig moet hou op Jesus. Halleluja, alles wat vanaand die kos in jou huis nie, en die kinders moet honger gaan slaap, en die krag staan op 7.1, en jy weet nie of daar môreoggend krag gaan wees, om jou kinders se klere te stryk, en vir jou skoolbrood voor te berei nie, maar jy jou oë gefestig hou op Jesus. Maar die Bybel sê, die oomblike Petrus sy oë van die Here afhaal, en hy kyk na die wind op die see, toe sink hy. Die Bybel dink, jy gaan sink, maar ek kom vanaand om jou te sê, moet nie kyk op die wind nie, want die afstand op die wind, gaan nie oes nie, hy gaan nie maai nie, maar kind van die Here, hou vanaand jou oë gefestig op Jesus. Dis waar jou antwoord is, dis waar jou oplossing is, dis waar jou deurbraak lê. Hou jou oë gefestig op Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Wanneer die Here sommige kere 'n mens vind, Ja. dan vind jy op 'n plek waar jy besig is met dinge wat nie saak maak nie. Dis waar. Vra vir jouself, waarmee is jy tans besig? Wat doen ek nou? Wat doen ek nou? Yes, amen. Want toe die Here vir Simon Petrus en Jakobus skryf, toe die Here vir Johannes en Andreas skryf, hierdie 4 broers, Andreas en Petrus as broers, Jakobus en Johannes was broers, Ja. toe die Here vir hulle kry, toe is hulle besig, maar hulle is nie besig met dit, wat die Here hulle in wil gebruik. Dis waar.
As belangrik dat 'n mens moet besig is met dit. Yes. Waarin die Here Yes. jou wil gebruik. Amen. Jy moet jouself afvra, dit waarmee ek tans besig is. Kan die Here my hierin gebruik? Yes. Want toe die Here hulle besig vind, toe is hulle besig met visvang. Ja. Maar die Here sê vir julle, vat na die volgende hoofstuk Jesus. in julle lewe, die volgende hoofstukkie in jou boek, die volgende fase van jou lewe. Ek wil jou vat in jou volgende seisoen in. Halleluja. Maar hoe, as die Here my vat in my volgende seisoen, Yes. en die seisoen het vir my geen oplossings gebring nie. Yes. Hoe kan ek van geen oplossings gaan in 'n volg? Dit lyk die hoofstuk as onafgehandel. Ja. Het jy al 'n boek gelees? En as jy 'n boek lees, dan lyk dit vir jou, maar ons kan nog nie gaan na die volgende nie, of die stuk kan nie vanaand sluit nie. Ja. Of dat jy moet wag vir die volgende seisoen nie, want alles hang aan nou so in die lug. Het jou lewe al in die lug gehang. As jy vanaand dink dat jou seisoenpad is nog lang voordat jy gaan kom by die volgende hoofstuk in jou lewe, want dinge lyk nou of alles in die lug hang, kom ek vir jou te sê, dis die perfekte tyd in die hoofstuk van jou lewe om oor te gaan na die volgende hoofstuk. God is besig met jou nuwe hoofstuk. Alle handen vandaan, alles in die lucht. Iemand sê alles in die lucht. Halleluja. Halleluja. Hulle het een keer Father, we praise you. gevra na die seisoen van Dallas klaarmaak. En al wat ons gesien het was swart leerhandskoene en 'n revolver. Kan jy nou Suster Debbie? En die storie loop. Wie het vir Taya geskiet? Alles hang in die lug. Dat lyk so onopgelos. Maar die Here hou daarvan om dinge deur mekaar te maak. Halleluja. Voordat God jou lewe opbou, breek hy baie keer eers 'n mens se lewe af. Yes. Voordat die Here jou daar bring, waar mense jou sê, die is 'n geroepe man van die Here, dan vat die Here jou eers af, breek hy jou lewe af, dat mense moet vra, wie die? Yes. Come on. As jy 'n man van die Here was en jy was nog nie in 'n saal of in 'n diens waar jy die prediker is en jy stap, jy moet weet jy moet vandag preek, maar as jy oor die skare kyk, dan sien jy die groep hou nie van jou nie, die groep lyk jou nie, die mense dink jy is 'n stuk niks. As jy 'n man van die Here is geroep, dan bring God jou baie daar in dienste soos daai. Wat jy vir jouself sê, ek wil so my Bybel vat, dan loop ek hier uit, want die mense gaan in elk geval nie die woord vat, wat ek vanaand gaan bedien. Hulle gaan nie sê, dis die Here wat praat. That's right. Ek praat hier met 'n suster, ek praat hier met 'n broer, ek praat hier met iemand wat dink, ek kan nie vir die Here iets doen nie, want hulle stem nog nie saam met my nie. Ek kan nie vir die Here iets doen nie, want hulle hou nog nie van my. Ja. Ek kan nie nog nie beskikbaar stel vir leierskap nie, want ek is nog nie so in die guns van mense nie. Jy gaan jou hele lewe lang gaan jy try om in die guns te kom van mense. Oh yes. En jy gaan in daai proses die Here mis. That's right. Want die Here soek nie vir jou in die guns van mense, maar die Here soek jou in sy guns. En as jy kom in die guns van die Here, dan sê hy dit goedheid en guns sal jou volg. Al gaan jy die dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Hy is die guns van die Here, die feit dat die Here met jou is, al hang alles in die lug. Halleluja. Wat het nog nie vir die Amen. gesê Sondag? Jesus. Hy sê,
gaan toesien dat jou vyande sien. Ja. Hy het vir jou Die gedekte tafel. 'n gedekte tafel. Halleluja. Gee die Here prys vir jou gedekte tafel. Halleluja. Daar is nou baie om op die tafel te sit nie. Maar die Here sê moenie vir jou bekommer oor die tafel of die tafeldoek of die virke of die bord of dit wat binne die bord of in die puddingbakkie of wat die voorgereg gaan wees nie. Los dit by my, sê die Here. Ek sal 'n tafel dek teenoor jou teestanders. Ek sal 'n tafel dek aan die midde van al jou vyande. Ek sal 'n tafel dek aan die plek waar mense jou afgeskryf het. Ek sal 'n tafel dek waar mense sê, jy gaan nie ver kom nie, maar ek die Here jou God, ek vir jou 'n gedekte tafel. Iemand sê, alles hang nog in die lug. Maar die Here sê, I am the author. Yes. I am the finisher of your faith. Oh yes. Jy moet net genoeg geloof hê. Hou op vertrou op die arm van vlees. Oh yes, amen. Hou op staan maak op die Tom en Jerry. Hou op staan maak op mense. Maar die Here sê tyd gemaak dat jy jou oë gefestig hou Oh yes, op my. amen. Van jou volgende seisoen is nie opgesluit in mense nie. Jou volgende seisoen, sê die Here, is opgesluit in my. Want ek hou die tye, ek hou die seisoene, ek hou die warme dae en die koue dae en die herfs en die lente hou ek in my hand. As jy jou oë gefestig hou op my, anders dan nou in die lug hang, ek sal het afbring en een plek sit. Ek sal jou baie vir jou gelijk maak. Al lyk ek jou krokkel, al lyk ek jou kruis en dwars. Maar as jy my ken, as jy my roep, as jy my soek, dan sal ek jou baie gelijk maak. Iemand sê amen. Halleluja. Here nie al gelijk. Yes, Lord. Dat Pastor Karel gaan uitgesit word by Maranatha Kerkie. Jy kan nie iets anders voorbeeld gebruik nie. Dis die 37ste bestaanjaar van Maranatha. En jy kan nie Pastor Karel uit die geskiedenis van Maranatha uitvee nie, Pastor. Dis waar. Here, dat nie al gelijk dat Pastor Karel gaan nog hier opdag. Dat is al die deure gesluit. Here, nie al gelijk dat die gemeente gaan hier kom. Dat is al die stoele weggevat. En het is verkoop. Hierdie gebouw is op veiling gesit. Here, het nie al gelijk dat die gemeente gaan nie meer bestaan. Halleluja. En die wat buiten was, het gewag vir die val van Maranatha. Dis waar. Die wat buiten staan, het gewag vir die vernedering van Pastor Karel. So wag daar baie mense daar aan die buitenkant vir jou val. Dis waar. Hulle Yes, wag vir die amen. dag wanneer die bank jou kar kom haal. Yes. Hulle wag vir die dag wanneer die barrière jou meubels uit jou huis uitdra. Hulle wag vir die dag wanneer jou besigheid vou. Hulle wag vir die dag wanneer jy jou werk verloor. Hulle wag vir die dag wanneer jou kind by die huis opdraag en sy huis op nou 'n nommer. Hulle wag vir die dag wanneer jy uitvind jou kind is vasgevang in dwalms. Halleluja, glory to God. Jy sal nie weet hoeveel vyande jy het nie. Maar die Here sê moenie konsentreer op hoeveel vyande jy het nie. Konsentreer vanaand op my, sê die Here. Want ek wat by jou is meer as hulle wat teen jou is. Ek wat jou wil sien staan is meer as hulle wat jou wil sien val. As jou kinders veil, dan lag alle mense. As jou kinders in die hoogte bereik, soos wat jy gehoop het hulle gaan bereik nie, dan is jou vyande daar om te celebrate. Maar vanavond sê die Here, dat wat in die lug hang, dat wat nog in mekaar is. Jy weet nie hoe gaan die mekaar kom nie, maar ek die Here jou
because I am the author and my God and the finisher of your faith. Yes, as ek 'n ding begin het, ek is in staat, Pastor Letsie, om het klaar te maak. Halleluja. Ek kom vandaag hier om vir iemand te sê, Halleluja. die Here het die ding in jou lewe begin. Yes, amen. En die Here gaan het klaar maak. Halleluja. Glory to Jesus. Halleluja. Het jy al gesien of het jy gelees in Jeremia 18? Die pottebakker het gewerk met die klei. Maar hy sê die klei het misluk. Halleluja, maar die pottebakker het nie opgehou met die klei werk. Die Bybel sê, hy vat hy selfde klei. Jy is vandaag hier, omdat die Here nie iets anders wil gebruik nie. Jy is vandaag hier, omdat die Here nie iemand anders wil gebruik nie. Jy is vandaag hier, want jy is die klei, wat die Here wil formeer. Wanneer jy nou weer gaan vorm, gaan daar nie 'n mislukking wees nie. Ek spreek sukses oor jou lewe. Ek spreek sukses oor jou huwelike. Ek spreek voorspoed oor jou huis en oor jou huisgesin. Ek spreek vandaag voorspoed en sukses oor jou kinders. In die naam van Jesus. Rashakalabosanda. Ek spreek vandaag die seën van die Here wat in jou linkerkant en jou regterkant, jou voorhoede en jou agterhoede gaan wees. Ek spreek die seën van die Here wat gaan rus by jou werk. Die seën van die Here wat gaan rus oor jou besittings. Die seën van die Here wat gaan rus op jou besigheid. Die seën van die Here wat gaan rus op jou gemoed, op jou verstand, op jou innerlijke mens. You know one thing the devil always uses Jesus. is Yes. as your past, Halleluja. as jou verlede. Dis waar. Die vyand altyd jou wys na jou verlede. Dis waar. En hy wil jou wys wat het jy gewerk Dis waar. in jou verlede nie. Weet jy wat sê die Here vanavond? Hou op rondwaal op jou verlede. Ja. Hy sê, vergeet die dinge wat verby is. Van gedane sake het geen keer aan. En ek is lief om die skrif te bedien, veral by begrafnisse. Water wat uitgegiet is. As ek nou soos 'n Denniese glas water wat sy my gegee het, vat en ek gooi het uit, dan is hier niemand in die vertrek waar hy water weer kan optel en terug in die glas sit. Ja. Water wat uitgegiet is, kan nie weer by mekaar gemaak word. Oh yes. Daarom sê die Here, vergeet dit wat agter is, Oh yes. maar strek jou uit na die volgende hoofstuk in jou lewe. Strek jou uit, sê die Here, na dit wat voor is. Halleluja. Hou Jesus altyd hier voor oë. En strek jou uit na dit wat voor is. Toe die vrou wat 12 jaar in bloedvloeiing gelei het, vergeet van die 12 jaar, maar sy strek haar uit na dit wat voor is. En sy sê, as ek maar net die schoen van sy kleed kan aanraak, strek jou uit vandaag na dit wat voor is. Dat God het 'n nuwe hoofstuk dat hy in jou lewe gaan begin. En is die volgende hoofstuk as jou feeslewe. Halleluja. Ten slotte, Jesus. die government Jesus. sê, Jesus. Jesus. ouer as 35 is, dan kan jy nie meer aansoek doen vir staatsposte nie. En het lyk altyd so, wanneer sy by verby 35 gaan, wanneer sy verby 40 gaan,
Wanneer jy verby 50 gaan, wanneer jy by 60 uitkom, en jy kyk terug na in jou lewe, en jy is nie tevrede met waar jy is nie, dan sê die vyand vir jou, jy is te ver, dinge kan nie meer change nie, jy moet maar vrede maak met dit waar jy is, jy die kanse in jou lewe laat verby gaan, maar vanavond wil die Here hê, ek moet spesifiek met mense praat hier, wat sê ek 'n kans in die lewe laat verby gaan, en dinge kan nie meer vir my verander nie, ek kom vanavond om vir jou te sê, die Here het my gestuur, om vir jou aan te kondig, 'n nuwe hoofstuk begin in jou lewe, die Here sê nou, as die tyd, nou, as die eer, het aangebreek, oorwinning, en lossen, jou deurbraak, as sê die Here, halleluja, hy sê, ek gaan dit wat in die lucht hang, en as hy 60, 65, gaan ek vang, en ek gaan in die plek sit, jy het dat geleenthede, by jou dat gaan, maar die Here sê vir jou sê, dis nog nie te laat nie, God is nog nie klaar, met jou nie, dis nog nie verby, met jou boek nie, jy is nog nie eens in die jare van jou boek nie, halleluja, jou feestlere, het jy nog nie aangaan. Oh yes, hallelujah. Hallelujah. As jy kyk vandaan na my, Hallelujah. ek skryf jou boek, Jesus. ek het die laaste hoofstuk van jou boek, Hallelujah. het ek in my hand, Thank you, Jesus. dan kom ek weer terug wat hy sê, hy sê ek weet, wat ek vir jou wil hê, Dis waar. Yes. Daniel, en ek het het al vir u gesê, Yes. Daniel, sy is 80, sy is op pad 90. Reverend Jimmy Swega het gister 90 geword. Daniel, sy is op pad 90. Maar ek het nog 'n volgende hoofstuk Yes. van jou lewe. En as jy dit deurmaak, Daniel, dan gaan daar duisende miljoene mense tot Hallelujah. inkeer kom. Hallelujah. Maar hulle die hoofstuk van jou boek gaan hoor. Yes. Van geloof kom deur die gehoor. Van die mense die woord van God hoor. Oh yes. Maar dit gaat 'n 90-jarige man vat. En dit gaat hom laat afsak in die leeukuil. Maar wanneer jy daaronder is, of jy 90 is, en of jy 80 is, en of jy vir my 35 is, en jy sal in jou 40's, en jy sal in jou 50's, maar Daniel, ek gaan dat mense weet, dat ek met jou volgende hoofstuk geskrywe, staan op jou voete vandaan, ek gee die Here prys vir die volgende hoofstuk in jou lewe, en alle mense, jou boek opgesteer, alle mense, skreeuwe gepreek, hier jou levensboeke, om die Here vanavond te sê, alle dag, alles gelees, van jou boek, is nog nie klaar nie, ek is nog bezig, om jou te vang, na die volgende hoofstuk, in jou lewe, en in jou volgende hoofstuk, sê die Here, gaan ek jou 5 klere uittrek, en gaan jou 4 klere aantrek, as ek jou feest te voel, aan jou volgende hoofstuk, alle Here jou vergeet, maar ek die Here jou God, ek jou onhou, iemand sê amen. As jy God vanaand vervul, met die volgende hoofstuk in jou lewe, dan stap jy vol na vorentoe. As jy God vanaand vertrou, met die volgende hoofstuk in jou lewe, dan kom jy vinnig vorentoe. Want God is hier vanaand. En in die volgende hoofstuk van jou lewe, het hy in sy hand. Hy het klaar geskryf. Jou volgende hoofstuk. Hy het klaar geskryf. Jou volgende hoofstuk. Hy het klaar geskryf. Al
jou volgende hoofstuk moet jy lees. Halleluja. Glory to God. Jou volgende hoofstuk. Sê die Here vanaand net. Sê die Here jou God is skrywer van jou lewensboek. En jy is by die volgende hoofstuk in jou lewe. En ek het het klaar geskryf. Sê die Here. En in jou volgende hoofstuk van die Here. Jou gaat bekleed met 4 kleuren in die naam van Jesus Christus. Raboshanda, Rabasheke, Mandelibushanda. Die wil die voorstappen met die Here te prijs van die volgende hoofstuk in jou lewe. Halleluja, wat is saam. Wie het is niet getrek die vorige hoofstuk in jou lewe nie. Maar die Here sê, hy vies ja, hy is nie op uit. Maar hy skryf self die volgende hoofstuk in jou lewe. Jou volgende hoofstuk. Rabashanda, Rabosheke. As 'n hoofstuk van oorwinning. As 'n hoofstuk van deurbraak. In die naam van Jesus. Halleluja, Pepatusa. As nuwe papier. En jou volgende hoofstuk. Sê die Here aan die woord. Glory to God. Jy moet die naam van jy moet die naam van en jou wonder is hier. Jou deurbraak is hier. Jou antwoord is hier. Een spoedigheid vandaag. In die naam van die Here. Jou hoofstuk gaan wees. Jou hoofstuk gaan wees weer. In die naam van Jesus. Satan. Glory to God. Diese ochtend. In deze finisse. Op jou faith. Ontvang het. In die naam van die Here. Shakaya Rabosha. Halleluja. Vergeet jy wat achter is. Strek jy vandaag uit. Dat het wat voor ons in die Here. Glory to God. Van jou weerbraak. Jou weerbraak. Was nie achter nie. Maar jou weerbraak. Was voor ons in die Here. In die naam van Jesus. Glory to God. Jou nieuwe hoofstuk. Jou nieuwe hoofstuk. As jy die handen van die Here. Van de werker tot de wezenheidsman. In die naam van die Here. Van een wat inklop. Van een wat monitor. Hoe anderen inklop. Van een wat salaris ontvang. Tot een wat salarissen betaal. In die naam van Jesus Christus. Shayanaroshanda. Kijk, ek hoor die gedruis van zwaar reen, sê die Here. Halleluja, glory to God. En mag die Here die reen van een nieuwe begin voor jou laat hier reen vanavond. In the name of Jesus. Dat is een nieuwe chapter. En die lewe in Jesus naam. Glory to God, die seizoen van werk en opleg. Ons bring een einde tot dat in Jesus naam. Ons spreek een seizoen aan. As jy een tender klaar maak, dan begin die ander tender. As jy een contract klaar maak, dan begin die ander contract. In die naam van die Here. Ons bring bid ook Here vanavond, die dag van subcontract. Onder ander contracteurs is voorbij. Ons bid vanavond die Here, gee om. Omdat hy die kind van die Here is. Kyk dat die saai in die akker van die Here. En beloon hom vanavond. Maak die sluise van die hemel verhoor. In Jesus naam. Glory to God. Die nieuwe hoofstuk. Vir u in die huisgesin. Rabashakaya Raboshanda. Mag dit is die einde is. Van alle wat lag en spot. Alle wat vraag hoe dit dan gebeur. Maar vanavond wees uit en roep uit soos Job. En uitgeroep en sê wie dat my verlosser is. Maar dan versor jou verlosser is Jesus. Jou redder is Jesus. Jou zaligmaker is Jesus. En jou nieuwe hoofstuk vanavond. As in die hand van die Here klaar geskrywe. Rashakaya Ramosha. Die Here sê, dit is nog nie voorbij nie. Dit is nog nie te laat nie. Jou die dae is nie ver gevorder nie. Die Here sê, dit begin nou weer.
Kashanda Rabosha. Jou nuwe begin is hier. Jou nuwe begin is hier. Jou nuwe begin is hier. In Jesus naam ontvang dit, ontvang dit, ontvang dit. Jou nuwe hoofstuk begin vanaand. Jou hoofstuk van oorwinning. Jou hoofstuk van oordans. Jou hoofstuk wat jy sal sê uit die roep. Tot hier toe die Here my gedra. Maar hy het my tot hier gebring en is in staat om my verder te vat. In die naam van die Here. Van vanaand gaan die Here jou verder vat soos dit alleen. In die naam van Jesus. Halleluja, jou nuwe hoofstuk. Preek aan vanaand, Jesus. In die naam van die Here Jesus Christus. Hulle wat jou boek gelees het, het nog nie jou volgende hoofstuk gelees nie. Halleluja, glory to God. Die Here het sy volgende hoofstuk van die lewe styf vasgehou teen sy bors. Van sy hoofstuk waar hy die liefde en die vrede en die krag van die Here gaan ervaar en gaan gewaar. En die Here sy seëninge van jou volgende hoofstuk gaan neerreën op jou kinders en op jou kleinkinders. Maar hy gaan eers in aanraak sodat hy in lewe kan verryk. En daardeur jou kinders en kleinkinders een nieuwe seizoen waar God sy kragtige hand aan die gaan openbaar. En hy gaan sê waarlik, die Here is my God. Ek het gedink, hy het klaar groot wonders gedoen. Maar wat ek nou sien, moet ek sê, halleluja, dit is die seizoen van groot wonders. Hashayana Roboshanda, Remaka Shekeriba Boshanda, elke gespot en elke lach. Halleluja, maak die Here vanaand stil met die nuwe hoofstukke. Halleluja, jy was vergeten, soos wat Isaia het vergeet het. Maar vanaand sê die Here deur die profeet Samuel, is daar dan nie nog een in jou huis nie? Doe het Isaia, David onthou. En in jou volgende hoofstuk sê die Here, gaan ek doen, ek het jou onthou. Ek het jou nie vergeet nie, ek het jou nie achtergelaat nie, ek het nie by jou voorbij gegaan nie. Sê die Here, maar staan stil vanaand by jou. En vanaand kondig die Here die nuwe hoofstuk van jou lewe aan. In Jesus naam. Vanaand, glory to God, sê die Here, sal ek jou kinders sien. Ek sal jou klein kinders sien. Want ek het Christus nie vergeet nie. Ek het jou onthou. Sê die Here jou getrouheid. Verander het jou lewe eenvoudig gelyk. Maar vir die Here was jy nog altyd belangrik. En vanaand sê die Here, dis die volgende hoofstuk van jou lewe. In Jesus naam, Suster Juliet, vanaand kondig die Here die volgende hoofstuk van jou lewe aan. Die vyand het gedink hy sit alles in die lig in die vorige hoofstuk. Hy het gedink hy maak dinge die mekaar. Dat Isiel sê nog nie meer wat ek kan doen nie. Maar jou volgende hoofstuk sê die Here, gaan ek aan jou toon dat wat in die lig aan, dat wat die mekaar lyk, dat wat lyk, dit sal nooit wegkom nie. In jou volgende hoofstuk en die Here jou God gaan jou baie gelyk maak. Ek gaan jou toon dat ek God is. Maar in jou volgende hoofstuk daag ek op met kragtige daden wonderwerke. In die naam van Jesus. Shaya Raboshanda. Jou nuwe seisoen. Jou nuwe hoofstuk is daar. Kashaya Raboshanda. Wat wil die Here maak met 'n vrou in haar 70's? Die Here sê toets my hierin. En kyk of daar iets van my te wonderbaar is. Ek wil my reddende regterhand aan jou openbaar. Sê die Here, die God van die Heerskare. En ek wil aan jou doen groot en ondoorgrondelike dinge. Dit wat jy nog nie gesien het en nog nie beleef het nie. Sê die Here, ek gaan jou lewe vul met my teenwoordigheid. En jy sal help soos 'n kalwe uit die kraal, sê die Here. Halleluja. Sondag het jy al die woord ontvang. En die Here vir jou gesê, sy staan en jy gaan huppel, soos 'n kalwer uit die kraal. En hy sê, ek is 'n waarmaker van my woord. Ramashanda Raboshaka. En hy sal wees, soos 'n Sara wat vra, wat wil die Here met 'n ou vrou maak?
Die Here sê proe en smaak dat ek goed is. Jou volgende hoofstuk breek aan. In die naam van die Here. Rotsonta ontvang uit die hand van die Here jou volgende hoofstuk. Mag die Here aan jou toon dat hy God is. En mag die Here nog getuienis op jou pad stuur. In die naam van Jesus. Dis die volgende hoofstuk van jou seisoen om nie. Van die Here het nie by jou voorbij gegaan nie. Maar die Here kom staan vanaand stil by jou. In die naam van Jesus. Krag van die Here val op haar. Gees van die Here benada. Vala nou in Jesus naam. Shayarabo shakayandara. Van jou nuwe seisoen breek aan in jou lewe. Selfs in jou werk wat jy nou het, gaan die Here jou lig. Want die Here is nog nie klaar met jou nie. Shayarabo shaka. Daar's ander wat beter gekwalifiseerd is as jy. Daar's ander wat meer guns het in die oë van die mense by jou werk as jy. Maar die Here sê, ek skuif jou vanaand verby. Alle almal. Want ek het by jou nie verby gegaan nie, maar ek het by jou stil gestaan, sê die Here. En wanneer ek jou lig, gaan hulle vra, hoe is dit? Dat sy die werk gekry. Hoe het sy dan die promosie gekry? Hoe het sy dan die verhoging gekry? Maar die Here sê, ek vra niemand se permissie nie. Want ek het jou lewens, jou volgende hoofstuk klaar geskryf, sê die Here. En jy sal feesklere aan hê. Sal 'n tyd wees in jou lewe wat jy sal fees vier. Wat ek nou in jou lewe gesit het, sê die Here, is niks in vergelyking met wat ek volgende in jou lewe gaan sê. Shayana robo shakaya. Glory to God, jou volgende hoofstuk. Brother Johannes kondig die Here aan in jou lewe vanaand. Shakayana robo shakaya, 'n hoofstuk in jou lewe waar die Here jou gaan gebruik. Kragtadiglik. Waar die Here alles wat stukkend is gaan heel maak. In die naam van die Here. Alles wat jy wil gewerk het in die vorige hoofstuk, sê die Here in hierdie hoofstuk, gaan ek jou wys hoe dit gaan werk. Jy gaan kom met dieselfde pad en sê, Here, maar hier het ek gister nie gewerk nie. Die Here sê, maar dit is jou nuwe hoofstuk. Nou gaan ek jou toon dat ek die Here jou God, dat wat jy kan werk, kan maak werk. In die naam van die Here. Waar jou lewe stilgestaan en sê die Here, in die vorige hoofstuk, halleluja, gaan ek jou in spoed vorentoe vat, sê die Here God van die weerskare. Jy sal self sê, dit is 'n nuwe hoofstuk in my lewe, van wat ek nou ervaar. Halleluja, het ek in my vorige hoofstuk ervaar. Want die Here sê, bring die vrede wat jou verstand te bowe gaan. In die naam van Jesus, die blydskap. Halleluja, die gejubel. Sit ek in jou enkels en in jou gebede. Jy sal juig, jy sal getuig van die goedheid van Jesus en wat hy gedoen het vir jou. Shanda rabo shanda. Karabo shianda rabo shanda. So rin jou nuwe seisoen. Want jou ou hoofstuk is klaar. Jou nuwe hoofstuk het reeds begin, sê die Here. Ramashanga rabo shaka. Aan jou nuwe hoofstuk gaan ek 'n paar dinge vinnig uit jou lewe uithaal. En jy gaan skrik en sê, Here, maar hoe dan nou? Het jy dan nie gesê in my nuwe hoofstuk gaan dinge beter raak nie? Maar die Here sê vir die eerste paar lyntjies in jou nuwe hoofstuk gaan ek 'n paar dinge laat rondval. Maar ek gaan vinnig kom, sê die Here. Met voete die van 'n leeuper, met vleuels soos die van arende, en met die spoed waarmee 'n arend vlieg, sê die Here, gaan ek op jou afsak, en ek gaan jou vinnig oplik, en ek gaan jou ruk, en vat ook aan jou omstandighede, en ek gaan jou vat na hoogtes toe, wat jy nog nooit bereik het nie, en jou nuwe seisoen, gaan ek jou in die hoogtes vat, en uit die hoogtes uit, gaan
sê die Here. Want dis jou nuwe seisoen. Dis jou nuwe hoofstuk. Sê die Here jou God. Kashayana robo shanda. Rima shekiriano robo shanda. Die Here sê nog nie klaar met die bediening. Halleluja. Want jy tot hier toe nog niks vir die Here gevra nie. Die Here sê, ek moet vanaand vir u sê, jy moet jou geloof sit in hom. Jy moet nie bang wees om van my te vra nie, sê die Here. Want sodra jy gaan vra, gaan ek vir jou gee. Die Here sê, hy gaan vir jou gee op bokant. Jou verwagtinge. Waar jou geloof aan kort kom, gaat hy jou geloof tegemoet kom. En hy gaan jou geloof vermeerder. Want hy is die verleidsman en hy is die voleinder van jou geloof. Aan jou nuwe hoofstuk sê die Here, gaat ek vir jou gee wat ek jou van tevore nog nooit gegee het nie. Want jy gaan vra vir dit wat jy nog nie gevra het nie. Sê die Here, kom in die gebedskamer. Sê die Here, het ek dan nie vir jou gesê dat my huis is 'n huis van gebed nie. Kom in die gebedskamer, sê die Here, en vra van my. Want as jy dit vir my vra, sê die Here, ek gaan dit vir jou gee. En jy sal sê, my nuwe hoofstuk het aangebreek. Want ek het nie geweet dat ek moet dit van die Here kan vra nie. Maar nou wat ek het gevra het die Here dit vir my gegee. In die naam van die Here, ontvang vanaand redding en verlossing. Ontvang vanaand, glory to God, Rabba Shakaya Narabu Shata. Vanaand sê die Here, jy moet oorgee. Jy moet oorgee vir die Here ten volle. Die Here sê, ek soek jy net. Ek soek jou hart. Ek soek jou. Ek soek jou volkome, sê die Here, want ek het jou lief met 'n innige liefde. Die Here sê, ek wil vanaand jou hele lewe verander. Die Here sê, wanneer jy my gaan toelaat om jou lewe te verander, gaan ek jou self lei in jou nuwe hoofstuk. En in jou nuwe hoofstuk, hulle wat op jou neergekyk het in jou vorige hoofstuk, gaan ek beskaamd kan staan, sê die Here. Hulle gaan weer terugkyk en vra, is dit sy? Want hulle sal nie kan glo die wonders wat die Here aan jou nuwe hoofstuk vir jou gaan doen nie. Die Here sê, maar wanneer ek dit vir jou doen, dan moet jy terugkom. Dan moet jy vir my kom dankie sê. Moet nie vergeet wat ek vir jou gedoen het nie. Van wat ek volgende vir jou gaan doen, sê die Here, sal jy self sê, dis die familie wat dit vir my gedoen het nie. As die mense wat dit vir my gedoen het nie. En al die pad kyk jy na mense. Al die pad hou jy jou oor gevestig op familie. Maar die Here sê die tyd, gaan dit nie familie wees nie, maar dit gaan ek wees. Wat dit vir jou gaan doen in Jesus naam. Shayana robo shayna. As dit genesing wat jy vanaand eerstens van die Here vra, my suster. Want ek het nog nooit gesien jy sit op 'n stoel met die ware. Soek jy genesing vanaand met die Here, sit die heup, die bene. Vader, in die naam van Jesus, waar die pyn, die arteritis, die reumatiek, die spierspasma, en my suster se bene kan wees. Yes, Lord. Vernoude are, ons spreek het vanaand aan in Jesus. In die naam van Jesus. En albei jou bene. Yes, Lord. Spreek ek 'n woord van genesing. In die naam van 'n Jesus. woord van krag. In die naam 'n van woord Jesus. van sterkte. In die naam van Jesus. Kom Gees van die Here. Yes, Lord. Val op hulle liggaam neer. Jesus naam. Daal op hulle liggaam neer. Jesus naam. En raak aan Here. Van haar hoof af Yes, Lord. tot by haar voetsole. Jesus En naam. neem die pyn weg. Yes, Lord. Neem die spasma weg. Raak haar. Jesus. En maak haar sterk nou. Yes, Lord. In Jesus naam. Yes, Lord. Ons verklaar ook aan haar lewe 'n nuwe seisoen. 'n nuwe seisoen. In Jesus naam. In die naam van 'n nuwe hoofstuk. Yes, Lord. Breek vir my suster aan vanaand. Dankie, Here. In die naam van die Here. 'n hoofstuk, Here,
Verander kom gaan sê. Yes, Lord. Die Here het wonderbaarlike en kragtige dade aan haar lewe gedoen. Dankie, Here. Die goedheid van die Here is sigbaar Yes, Lord. aan haar lewe in Jesus naam. Hallelujah. Kom ons gee die Here prys en lof en eer vanaand. Glory to Jesus. Mag dit met u hier vandaan goed gaan. Kom ons staan allemaal saam vanaand. Glory to Jesus. Prys die Here. Halleluja. Is dit nog nie? The goodness of God. Yes, Lord. Maar dat is fijn, maar dat is nog niet. Hij is nog die jaar dat hij